Waarin lê die boer se heil? Definitief nie in partypolitiek nie. In hierdie bitter naderdraai van die RSA se algemene verkiesing en in lyn met die stuwing van die westerse wêreldpolitiek, word Suider-Afrika en dus ook die boere steeds vasgewoel in die vuil modderbad van partypolitiek. 'n gruwel waarin hulle hulself al bevind sedert 1904 tot 'n enorme feitelik onmeetlike nadeel van die boervolk. Die boere, reeds verslaan en uitgemoor in oorlog, moes toesien hoe gladde bekke en gewoontebedrieërs verteenwoordiging verkry en luiters besluit oor boerwelstand, boerbates, boerlewens. Ons moes selfs vir die Britse Empire gaan baklei. En ons nigter volkstroue leiers en vegters is doodgeskiet, in tronke gewerp, verarm, verguis, deur 2 wêreldoorloë heen, Korea, Angola, Namibië daarna, wil die boere die prys betaal. Partypolitici deel hulself mag en voorreg toe, veel meer as die mandaat van verteenwoordiging wat hulle verkry van hulle kiesers. Dit sien ons in die Vryheidsfront Plus sage wat nou afspeel, wat TV Wessels so mooi bloot het. Ook in die ANC, die DA en die meeste van die alfabetpartye. Dit is die nuwe magshebbers se beurt om te eet. En die oues se sin vir oorlewing, wat hulle laat vasklou in die blikbord van politieke bevoorregting. Min bly oor vir die kiesers en nog minder vir die volk. By die politici eet en meer versamel, kamstig in diens van die grondwet, volksvreemde skrywe, saamgestelde regsgeleerdes, akademici en politici, sogenaamde elites, ryklik befonds en vergoed deur die duister geldmagte. Die vet ganse gedei, of is dit varke? As ons die buiteparlementêre aktiwiteite in westerse lande soos die VSA, Frankryk, Duitsland, Brittanje ensovoorts bestudeer, vind ons 'n legio liggame en organisasies besig om wel deglik hul stempels af te druk op staats- en stadsbestuur. Politiek beteken bestuur van die polis of die stad. Ten spyte van verskeie statutêre as ook gemeenteregtelike beletsels daarop. Geweld, brandstigting, vernietiging ensovoorts is aan die orde van die dag in die sogenaamde demokrasie. En die politici laat dit toe vanaf sekere kante, nie van ander nie. Gevestigde belange speel 'n enorme rol daarin. Byvoorbeeld die Soros-ondergrawing van die Verenigde State van Amerika, waar behoudende volksaksies ten sterkte verdoem word, verdag gemaak word, onderdruk word. In Amerika mag 'n dogtertjie nie eens meer aandring op haar privaatheid in sy badkamer te gaan nie. Een of ander perverse manlike ondier dring aan om die geriewe te deel. En die howe keer dit goed. Geen wonder, die Russe lag vir hulle nie. Is ook so in die RSA. Geweld en intimidasie is aan die orde van die dag in ons politiek en ekonomiese en finansiële wêreld en staats- en staatsbestuur en sommer oral. Dit het deel geword van ons daaglikse bestaan. Alles ten bate van groeperinge en individue meestal ingestel op selfverryking en of politieke doelwitte en magsvergryp. Groot maatskappye en finansiers en magnate beheer die politici, wat weer die RSA bevolking onderdruk, en die onbekwame en korrupte staatsbureaukrasie vetvoer en van gunste en onverdiende loon voorsien, ten koste van die algemene bevolking, veral ten koste van die middelklas blankes, en des te meer die boer. Maar volksuitdrukking bly anathema, onaanvaarbaar. Die vierkleur, symbool van die vryheid van die boer, word nou skielik as apartheidsvlag verklaar. Vryheidsfront Plus amptenare wat dit rondswaai word geskort. Die boervolk word op alle terreine op elke geleentheid moontlik afgebreek en sleg gesê. TV en kamerade is grootendeels daarvoor in dieselfde gewerp. Wel sommige kommentators steen en been klaar omdat die boere nie wil gaan stem nie. Want dit is al wat daar is, sê hulle. Sotlike argument.
Ons hoort nie daar nie. Waarom? Want die boervolk is moreel en eties en geskiedkundig op die regte plek. In posisie om onsself te monster en van die onding, die monster in skaapsklere, ontslae te raak. Die monster is natuurlik partypolitiek. Die Britse geheime wapen, waarmee die wêreld oorwin het, en steeds op hokke. Die boer het, indien hy sy eie kragte bymekaar stel en reg organiseer, meer as genoeg mag om die hele staatsbestel en hulle onheilige trawante aan die kaak te stel en op hulle plek te sit, mits ons die wil het. 'n Wil wat gereeld afgelei word om politieke ondiere te steun en deur allerlei sentimente en loyaliteite hulle fokus te verloor. Byvoorbeeld volksvreemde sport, godsdienstoortuiging en Afrikaner eenheid, om net 'n paar te noem. En liewer die springbokke as die boervolk te steun. Boere as volksnasionaliste het die volste reg op hul eie boerrepublieke, op hul eie grondgebied, op 'n volksbestaan, vry van inmenging of afdreiging of intimidasie of dreigemente. 'n Vrye volk, soos ons gelofte duidelik stel, voor hom alleen in knegskap. Daar is genoeg statutêre en selfs grondwetlike voorsiening voorgemaak. Deur buiteparlementêre optrede en aksies en dade en samewerking kan die boer sy eie heil bewerkstellig. Partypolitiek is nie al wat daar is nie. Inteendeel, dit is die een remedie wat ons liefs moet laat. Partypolitiek met al sy booshede en vieslike verlede is nie boers nie. Dit is 'n Satans uitvinding. Raak daarvan ontslae.